Ons sê baie welkom by die 7de Bybelstudie oor die simbole en die beelde wat gebruik word in die skrif. En ek het hierdie studie deurgegaan en toe het ek vir hom 'n lang opskrif gegee. Die verlossingsboodskap van herstel vanuit die troonkamer. En dit is vir my 'n baie heilige onderwerp om dit so te sê. Want God is besig om ons as mense te herstel. En wanneer ons hierdie groot konsepte bekyk, dan voel mens baie klein en baie nederig. In die gebedsfoto sien jy daar hoe 'n kunstenaar dit hom voorstel, dat die mense om die troon staan, of die 24 ouderlinge, en dan die 4 wesens, en hulle God loof. En eintlik kan mens God nie met fotos voorstel nie, dis onmoontlik om daardie troonkamer gesig voor te stel op enige wyse. So, daar moet ons maar baie nederig wees. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, wanneer ons die verlossingsboodskap bestudeer, dan sien ons die ondeurgrondelike liefde van Jesus, wat van eeue in die verlede af, van die begin af, daar gestel is om die mens te red. En as ons lees wat die profete skryf, van die troonkamer van die hemel, dan staan ons verstand stil, Here, in eerbied voor die groote God van die heelal. Wees vandag in ons midde en gee dat ons 'n klein kykie van die genade sal raak sien. Herstel U ons in die beeld van God. Amen. Jesaja, die 6de hoofstuk en vers 6. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, Ja, en jou sonde versoen. dankie. Nou, dit was vir my so interessant hier om te sien, dat die woord seraf is die vurige een. Dit het met vuur te doen. Die een wat brand, met ander woorde. En daardie brandende seraf, die seraf wat so vol heerlikheid is, dat hy lig uitstraal as dit ware, het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand. En wat hy vir die altaar gekry het, en dis 10-1 die wierook altaar in die tempel, waarna hier verwys word. En dan neem hy sy skuld weg deur sy tong aan te raak. Weet, dis gedagtes wat te groot is vir ons om te besef. Nou kom hy met 'n vraag in vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Daardie woorde, hier is ek, stuur my, dit kon nie gesê gewees het voordat sy skuld weggeneem is nie. So eers kom die Here en hy neem Jesaja se skuld weg van hom af. En dan vra die Here, wie sal ek stuur? En dan sê hy, hier is ek, stuur my. In vers 5, Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. nou, dalk het Jesaja heel goed gevoel, totdat hy in die teenwoordigheid van die engel gekom het.
En toe hy die teenwoordigheid van die Here aanvoel, toe besef hy hoe swak hy is, hoe sondig hy is. En hy sê, wee my, ek is verlore. En toe het ek daarin gedink, hoe nader jy aan die lig kom, hoe vuiler word jy. Nou dit is mos nie moontlik nie. As jy vuil is jy vuil. Nou kom jy al nader in die lig, en nou word jy al vuiler en vuiler. Dis omdat jy nie besef hoe vuil jy is, wanneer jy in die duisternis is nie. En dan as jy nader aan die lig kom, dan besef jy hoeveel sonde daar in jou is. Hoe onrein jy is. En ek stel my voor dat daar 'n paadjie is waar iemand verbyloop in die nag, en dan dink hy in sy gedagtes, ek wil ook so 'n baksteenmuur by my huis bou, dit lyk so mooi in die aand. En as hulle die fotootjie daar kan opsit vir ons, daar het iemand 'n stapel boeke gesit en 'n lampie daarop, en wanneer die lig op daardie muur skyn, dan sien jy skielik, maar die muur is vuil. Die muur het merke op. Hy lyk nie meer so mooi as wanneer dit donker is nie. Hoe nader jy aan die lig kom, hoe nader jy aan Jesus kom, hoe meer besef jy hoe vuil jy is. Vuil van sonde. Aaklige sonde. Het Johannes die Doper nie gesê, hy moet meer word en ek minder. Hoe nader hy aan die Here gekom het, hoe meer het hy sy swakheid besef. Genesis 3 in vers 21. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Daar word die toegang tot die boom van die lewe bewaak, die ingang by die tuin van Eden, en niemand kan meer daar ingaan nie, want hulle het gesondig. Dis nie dat God hulle daar uitgehou het nie, dis hulle eie keuse, wat hulle ongeskik gemaak het om daar te wees. En nou gaan ons na die boek Esegiel toe. En Esegiel sien in 'n gesig, wat sê hy? 1 vers 4. Toe het ek gekyk, en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom, 'n groot wolk met onophoudelike vuur, en 'n glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter. En daaruit het die gestalte van 4 wesens gekom, en dit was hulle voorkoms. Hulle het die gestalte van 'n mens gehad, en elkeen het 4 aangesigte gehad, en elkeen van hulle 4 vlerke. En hulle bene was reguit bene, en hulle voetsole soos die sole van 'n kalfspoot. En hulle het geglinster soos blink geskuurde koper. En mensehande was onder hulle vlerke, aan hulle 4 kante. Maar aangaande die aangesig en die vlerke van al 4, hulle vlerke was aan mekaar verbind. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie. Hulle het elkeen maar reguit vorentoe gegaan. En hier sien Esegiel hierdie gesig, hierdie hemelse dinge wat hy in mense taal moet neerskryf. En al hierdie simboliek wat hier betrokke is. Hoe sal ons weet hoe dit by God se troon is? Hier word 4 vlerke genoem, en die ander verslag word 6 vlerke genoem. En ek het 'n foto daar, wat 'n kunstenaar weer gedoen het. En daar kan jy sien
hoe daar 'n helder lig van die troon af skyn, en hoe die 24 ouderlinge daar op trone sit, almal om God se troon. En dan is daar 4 wesens voor die troon. En elkeen van hulle het 4 vlerke gehad en 4 aangesigte. Dalk is dit 4 stelle kenmerke, ek weet nie, ons kan nie dit verklaar nie. Ons is te swak en te menslik. Vers 10 sê, en hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van 'n mens. En al 4 het die gesig van 'n leeu gehad aan die regterkant, en al 4 die gesig van 'n bees aan die linkerkant. Ook het al 4 die gesig van 'n arend gehad, net soos ons verlede keer gelees het, né? In vers 11. En hulle vlerke het uitgesprei na boontoe. Elkeen het 2 gehad wat met mekaar verbind was, en 2 wat hulle liggame bedek het. En hulle het elkeen reg uit vorentoe gegaan. Waar die Gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie. Aangaande die gestalte van die wesens, hulle voorkoms was soos gloeiende vuurkole, soos die voorkoms van fakkels. Die vuur het heen en weer beweeg tussen die wesens, en die vuur het 'n helder glans gehad, en uit die vuur het blitse uitgeslaan, en die wesens het heen en weer gesnel, in aansien soos 'n weerligstraal. Dit is iets wat die mens nie kan begryp nie. Daardie heilige gebied waar sonde nie voorkom nie, maar waar God sy heerlikheid voorkom. Dit is vir ons net te veel, ons wat hier op aarde in duisternis woon. En dan sê Jesaja 6 vers 1, in die sterfjaar van koning Ussia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Lees van vers 2 af. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Ek bid dat ons eendag daar sal wees om hierdie dinge eerstehands te ervaar. Wanneer die Here ons sal aanraak, en ons sal opstaan met die eerste opstanding, en sal huis toe gaan, om hierdie dinge te ervaar. En dan sal ons 'n bietjie meer verstaan. En dit sê, 'n deur het oopgegaan in die hemel. En in die foto daar kan jy sien, het 'n skilder daar trappies geteken, daar in die heerlikheid in, en daar's 'n oop deur. Wat beteken dit? Openbaring 4 vers 1 gee vir ons meer inligting. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk, soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het, soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad, en daar het weerligte en donderslae
en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas, soos kristal, en in die middel van die troon, rondom die troon, 4 lewende wesens, was soos 'n kalf, en die derde 4 lewende wesens, vol oë. Vol oë, van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad, soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Hierdie is groot dinge wat hier vir ons verduidelik word. En waar ons nie verstaan wat daar aangaan nie, is omdat ons op die aarde woon en vol sonde is. Ons begrip kom nie hierby nie. Maar die Here wat dit geskape het, hy verstaan. Die wesens wat daar is, hulle verstaan en hulle gee eer en krag aan en lof aan hom toe. En hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die God, die Almagtige wat was, wat is en wat kom. En hoe klein is die mense verstandjie om daardie dinge te begryp. Dit sê, hy het alles geskape. Hierdie is omdat die hele stelsel in die hemel anders werk as op die aarde. Op die aarde soek 'n heerser of 'n hoof van 'n land of 'n koning. Hy soek daardie eer vir homself. Maar hierdie is anders in die hemel. Die wet van die hemel is om lof toe te swaai, om te gee, en almal gee aan ander. Dit is 'n hele ander konsep van wese as wat ons kan verstaan. En dit sê dan hier is hulle, en is hulle geskape. En toe gaan ek en ek sit daar, 'n baie kosbare insek op wat ek lief voor is. Wanneer ek daar in die veld in Namakoland stap, waar ek alleen is, waar niemand anders is nie, waar die blou lig daarbo is, en die bossies hier om my, party dorings aan, party nie dorings aan nie. Daar's voeltjies, daar's slange, daar's insekte, dan hoor ek die stem van die Here. Dis die naaste wat my gedagtes kom aan die hemel. En ek wil hê met daardie foto van die borspeltjie of die weelkewer opsit. En ek het hierdie kewertjies al bestudeer van 'n kant af. Hulle is so mooi. As jy kyk na daai pootjies het sulke litte. Dit word die voet van die poot genoem, of die tarsus, en dit het 1, 2, 3, 4, 5 litte, en daardie litte kan omvou om 'n takkie, en so vashou, dat jy daai kewertjie nie kan lostrek van die takkie nie, die takkie breek eerder af. En dan is die basiskleur van daai pootjies, is so groen metaalkleur,
En die lyf het daai donker kleur. Partykeer swart, partykeer ook 'n metaalgroen. En dan staan daar die tosseltjies, daar die hare so regop. En die kleur van daai hare is poeier wat daarop is. En as jy mooi kyk, sal jy sien daar op die rug het van daai poeier afgevryf, dan wys daai haartjies wit. En dan is daar die twee oogies op die kop wat so na onder kyk, en sy voelertjies wat soos antenne so regop staan na agtertoe gebuig, en hy is so sensitief. As hy beweging sien of jy naby kom, dan vlieg hy. Hy maak hy vlerke oop wat daar die tosseltjies op het, en die vliegvlerke aan die onderkant vou uit, en daar trek hy soos 'n Boeing trek hy weg, en jy kan verniet agterna hardloop, jy vang hom net nie. Maar as jy vinnig is, en jy vat aan hom, voordat hy kan vlieg, dan vou hy daai pootjie om daai takkie, dat hy so 1,5 keer om die takkie gaan, en dan kan jy trek en trek, hy sit vas. En partykeer, as dit te koel is, te koud is, en hy hoor hier jou voetstappe aankom, en hy sien jou, en hy nie kan vlieg nie, dan los hy net met die pootjies. Hy het hierdie 3 strategieë. Hy vlieg, of hy hou verskriklik vas, of hy los. En as hy los, dan val daai lyfie na die grond toe. En die helder oranje kleure daar, lê dan na onder. En dan lê hy tussen die blare doodstil, sonder om te roer. En dan kry jy hom nie. Jy kry hom net nie in daai doringbos nie. En so sorg die Here vir die klein diertjies van die veld, vir die insekte. En sal hy nie vir sy kinders sorg, die God van die heerlikheid nie. Dit maak my oë oop in geloof vir dit wat ons nou hier gelees het. Nou in Numeri, die 2de hoofstuk, en vers 3. As jy dit vir ons kan lees asseblief, Rebecca. En die wat aan die ooste kant teen sonop laar opslaan, moet wees die vaandel van die laar van Juda, volgens hulle leerafdelings. En Nagson, die seun van Aminadab, moet owerste oor die seuns van Juda wees. Hierso word die presiese orde wat hierdie kampe moet opslaan om die tabernakel. En dit was vir my nou iets wat baie interessant was. Ek onthou toe die koning daar gekom het en vir Bileam laat kom het om Israel te vervloek, want hy het gehoor van hierdie groot massa mense wat aankom, so sprinkane in die land opeet, en hy het geweet, hy kon hulle nie met geweld aanval nie. En toe het hy vir Bileam laat roep om hulle te vervloek, want hulle het in bygeloof geglo en in baie gode, en as hy hulle vervloeg, dan kon hierdie nasie vernietig gewees het. En hy sien net 'n massa mense wat aangestorm kom en hom vernietig. En toe, as jy mooi lees, daar in Numeri, dan sien jy, dat Bileam daar na 'n hoogte toe gegaan het. En hy afgekyk het. En Bileam het self gedink, dis maar 'n ongeorganiseerde groep. Maar toe hy afkyk en sien daaronder waar Israel gelaar was, toe sien hy die volgende, as hulle die volgende foto kan opsit, toe sien hy daar hoe hulle in 'n laar opgestel was. Nou hierdie is 'n voorstelling wat iemand so gemaak het, so naas moontlik. 3 van daardie stamme is aan die linkerkant, 3 aan die onderkant hier na ons kant toe, 3 aan die regterkant, en 3 na die bokant toe. En in die middel is die tabernakel. Nou om het in 'n foto in te kry, het hulle maar die stamme naby aan die tabernakel so geteken. Maar in werklikheid was daar 'n groot distansie tussen die stamme waar hulle gekamp het
en die tabernakel, omdat dit as heilig beskou was. So, as jy daardie foto 'n bietjie sou vergroot, dan sou mens kon sien, dat die tabernakel daar in die middel van bo na onder wys. Daar waar die rook opgaan, so in die middel gaan daar so 'n rookie op na 'n groot wolk aan die bokant. Nou en dan is hierdie stamme gerangskik in die vorm van 'n kruis. En die kop of die top van die kruis wys wes. En aan die regterkant is noord, en dan hier na ons kant toe is oos, en na die linkerkant toe is suid. So is hierdie opset hier, soos 'n kruis, wat vir my heel verbasend was toe ek dit sien. En dan het die tabernakel, wat daar klein soos 'n kolletjie in die middel is, het van wes na oos gelê. Met ander woorde, as jy hier van die onderpunt, sal ons maar sê van die voet van die kruis af inloop, dan kom jy na die tabernakel se ingang toe. Jy kom eers by die brandofferaltaar, dan kom jy by die waskom, dan kom jy by die eerste voorhangsel, en dan gaan mens in die heilige plek in, met die toonbrode aan die regterkant, en die kandelaar aan die linkerkant. En dan is daar die tweede voorhangsel met die wierookaltaar net voor hom. Nou dit kan mens nie sien nie, is te klein. En dan die ark van die verbond met die engele daarop in die allerheiligste vierkantige deel van die heiligdom. En so die kunstenaar daar die wolk van vuur voorgestel, bokant die heiligdom. En omdat dit hoog was, kon die stamme so ver as wat hulle gelê het, na die weste, na die noorde toe, na die suide toe, en na die ooste toe, kon hulle daardie wolk in God se teenwoordigheid raak sien. Ek weet nie of dit te klein is vir u om daar te lees nie, maar daar kan mens sien wie die die 4 hoofstamme was, waaronder 2 ander stamme ook gekamp tent opgeslaan het. So was daar 3 stamme aan elke kant, aan 4 kante, wat die kruis vorm, en 1 stam was in beheer, was die hoofstam, en hulle vaandels is daar opgerig volgens hulle stamme. En om terug te kom na Bileam toe hy afkyk en sien dat hierdie klomp mense is georden, dat daar volmaakte orde is, toe het sy oë groot gerek en hy het besef, dit is hoekom God hom 'n seën laat uitspreek het oor die Israeliete en nie 'n vloek nie. So kan Satan sy bes probeer om God se kinders te vernietig, en as God sy hand oor ons hou, sal ons deur sy genade beskerm word. En nou Rebecca, die volgende stam na Juda is die stam van Ruben. En dit sê die vaandel van die laar van Ruben, volgens hulle leerafdelings, moet aan die suidekant wees. En Elisur, die seun van Sedeur, moet owerste oor die seuns van Ruben wees. En dan nog een, Numeri 2 vers 18, die vaandel van die laar van Efraim, volgens hulle leerafdelings, moet aan die weste kant wees. En Elisama, die seun van Ammihud, moet owerste oor die seuns van Efraim wees. Dan Numeri 2 vers 25, die 4de groep, die vaandel van die laar van Dan, moet aan die noorde kant wees, volgens hulle leerafdelings. En Ahiser, die seun van Ammisadai, moet owerste oor die seuns van Dan wees. So het hierdie stamme in 'n volmaakte orde gerangskik. Wat sê dit vir u, my liewe kyker?
Dit sê vir my dat God 'n God van orde is. En terwyl daardie kunstenaars die troontoneel probeer teken het, is hulle baie ver van reg af. Daar is baie meer orde, presiese simmetrie en orde in die hemel, wat ons nie 'n benul van het nie. Nou Rebecca lees vir ons Esegiel 28 van vers 11 af. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom: So spreek die Here. Nou hier sê dit 'n klaaglied oor wie? Tyrus. Die koning van Tyrus. Maar dit is 'n simbool van iemand. Kom ons lees verder. So spreek die Here, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Nou voor sy daardie lys lees, was die koning van Tyrus in Eden? Nee, glad nie. Was hy volmaak in wysheid en skoonheid? Glad nie. Hier sê dit vir ons dat Lucifer, wat Adam en Eva kom versoek het as Satan daar in die tuin van Eden, dit praat van hom. En sy bedekking was karnieul, en dan? Topaas en jaspis, chrysoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is hulle berei. Nou, ek het so bietjie vriende gemaak met versamelaar van kristalle en minerale. En ek het van hierdie gesteentes gesien in sy versameling. En dis iets uit 'n ander wêreld uit. En hy het my eendag in sy kluis ingenooi. Toe stap ons in daai groot instapkluis in en hy trek daai swaar deur agter ons toe. Toe voel ek bietjie benoud. Maar toe doen hy iets ongehoords. Toe druk hy die skakelaar wat die lig is in die kamer en hy sit hom af. En toe is dit nag. Ek het nog nooit so duisternis gehad nie, want daar is geen lig in daai betonkluis nie. En toe sit hy 'n swart lig aan. En hy gee vir my 'n klip en hy sê hou hierdie klip vas. En toe hy sy hand wegvat, toe gloei daai klip soos 'n koolvuur in my hand. Dit was vir my iets uit 'n ander wêreld. Toe ek die lig aansit, toe is hy gloed weg. So die lig en daardie gesteentes wat in die hemel was en wat Lucifer bedek het, was iets wat anders is as wat ons ooit hier ken. En dit sê in vers 14, Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskud, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Nou voor ons verder lees, dit sê ek het jou gestel op 'n heilige berg. En wanneer ons huis toe gaan en hemel toe gaan, gaan ons die voorreg hê om op daai berg te stap en die Here te loof. Hy gaan met die menigte wat hy op hierdie aarde gered het en huis toe geneem het, gaan die plek inneem van daardie derde van engele wat hy saam met hom geneem het, wat uit die hemel uitgewerp is. Ons gaan hulle vervang. Vers 15. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vurige gesteentes uitvernietig, o gerub wat beskud. So hierdie hoogste posisie wat ons nog van weet,
is leeggelaat, is Lucifer uit, hoe sê dit? Hy is daar weggeneem, van die Godeberg afgedrywe. En ons sal daardie Godeberg eendag kan besoek en daar wees. En dan sê dit, hoekom is hy daar afgedrywe? Vers 17. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Lucifer het oorlog gemaak in die hemel. Dit sê, soos Rebecca daar gelees het, weens die grootheid van jou koophandel. Nou, wanneer mens handel dryf, wanneer jy koop, dan onderhandel jy. Ek praat en die ander persoon praat, dan praat ek, dan praat hy, en so gaan praat ons heen en weer, tot ons finaal op 'n prys ooreenkom. So het hy onderhandel met die engele, en die engele met hom, en so wat hulle besig om te onderhandel, maar nie met die mooi dinge nie. Lucifer het gedagtes uitgespreek teen die regering van God, en hy het hiermee aangehou en aangehou en aangehou, tot daai bose gedagtes al stywer en stywer, soos 'n seekat wat iets vasvat, het dit besit geneem van hom, en kon hy nie meer anders dink nie, en is hy afgedrywe van die Godeberg af, is hy uitgewerp op hierdie aarde, en mens kan nie dink hoe dit gelyk het nie, maar 'n kunstenaar weer het iets daar geteken, en in die volgende foto kan jy sien, daar waar hy lê, afgedrywe van die Godeberg af. Die kunstenaar het homself daar geteken of as 'n engel, 'n gevalle engel met 'n swaard. Maar daai swaard gaan geen waarde hê wanneer God optree en hom uitwis vir ewig nie. Lees vir ons Jesaja 14 en vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Dis baie treurige woorde hierdie. Vers 13. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Ek dink as ons die oorspronklike tale kon lees en in daardie tyd gelewe het en die simboliek hier kon verstaan, sou ons besef van watter letterkundige waarde hierdie is. En daar het hy in plaas van om God te loof uit dankbaarheid vir wat hy gedoen het, om probeer aanstel om hoër te wees as God, ja, om God self te wees. En ek het gedink, en ek het besef, dat die Here gee hom kans om sy kleure te wys. Maar God het alles onder beheer. Dinge in die wêreld om ons lyk of dinge hand uitruk, maar dis net die bose magte wat waansinnig optree. Hoekom? Omdat hulle weet dat hulle ewige einde naby is en dat tyd baie vinnig uitloop en hulle einde kom al vinniger nader. Johannes is verban na Patmos toe. En hy het in sy een fout en sy mensheid daar alleen gesit. En hy het in die nag opgekyk na die hemele en die sterre gesien. En in geloof het hy die hemelse troonkamer gesien. Hy het 'n wêreld gesien wat so anders is as die duisternis op hierdie aarde. En hy het as 'n ou man met 'n grys kop het hy vasgehou aan die lesse en die beloftes wat hy destyds as 'n jong man
daar aan die kant van die meer van Galilea by Jesus geleer het. En hy het geweet dat dit waar is. En vandag lê Johannes, die skrywer van die boek Openbaring, in die stof van die aarde. Hy slaap. Maar engele hou wag by daai profeet van God se graf, tot die blye opstandingsmôre, wanneer hy verheerlik sal opstaan, oorwinnend, en ek is seker, hy Jesus sal tegemoet stap, en hom omhels, en daar sal trane uit sy oë vloei. Hy sal in dankbaarheid God loof. En die vraag vandag vir my en vir u, my kyker, is, gaan ons daar die blye dag daar wees? Gaan jy daar wees? Gaan jy ook met Johannes kan praat, met Petrus, met die ander disippels? En dan sal ons kan uitroep, God se genade alleen het ons gered. En Johannes sit daar op Patmos, en hy skryf hierdie dinge in die boek Openbaring neer, dat ons nog nie die werklikheid kan sien nie, dat ons geloof nou nodig het, om vas te hou aan die beloftes. In die gebedsfoto kan jy daar sien, waar hy sit, soos die kunstenaar hom voorstel, en dan na die dinge in die hemel kyk, waar Jesus vir ons intree. Daar word die verbondsark so in die regterboonste kant gewys, met die engele wat daar oor wag hou. Binne in sy heilige wet, en sy gebod, staan vas, soos sy karakter. Kom ons bid saam. Here, ons is onwaardig, soos die brandofferaltaar, die kruis en die lyde van Christus voorstel, waar hy geslag is, vir ons, mag ons ook insien, in die heiligdom, waar u heilige wet is, en gee dat deur u genade ons deur u bloed waardig geag sal word om daardie dag huis toe te gaan. Ons dankie vir hierdie insigte wat vir ons bewaar gebly het in die boeke van Daniël en Openbaring en al die ander boeke daarby. Amen.